As jy jou Bybel by jou het, wil ek vir jou vra om vir my oop te maak daar in Psalms. Psalms in Psalm hoofstuk 50. En ook in Exodus hoofstuk 3. So Psalm hoofstuk 50 en ook in Exodus hoofstuk 3. Psalms hoofstuk 50 en ons gaan laas lees vanaf vers 1. En ons gaan lees tot en met vers 23. Luister baie mooi wat die Here hierso sê. Die Here sê baie pertinent, dis 'n Psalm van Asaf, maar hy is geïnspireer ook deur die Gees van die Here om hierdie woorde te spreek en te skryf. Psalm 50 vanaf vers 1, 'n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomendheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk, dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. En hoor wat sê die Here hier vanaf vers 9, hy sê, ek hoef uit jou huis geen stier te neem, of bukke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van my. As ek honger het, sal ek jou nie te ken, sal ek jou nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sal ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Of verdank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste? En roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Kom ons stop het eers gedag. Hier, wat sê die Here hier? Die Here sê, mense het hierdie mentaliteit gekry dat hulle doen God 'n guns, deur vir God te gee. Selfs in die Bybel sê in daai tyd, het Israel gedink, om vir hulle moet vir God offer, want dit is, ek wil eintlik, hulle het hierdie mentaliteit gekry van hulle doen hom 'n guns. En God sê eintlik vir hulle, jy het 'n totale wanpersepsie wie ek is. Ek is God. Alles behoort aan my. Al die diere van die veld is myne, die aarde en die volheid daarvan is myne. Ek het dit geskep. Aan 'n ander gedeelte sê hy, al die goud en silwer behoort aan God. Sê, jy dink, ek het nodig van jou. Jy dink, ek hoef jou iets te vra. Ek het niks van jou nodig nie. Hy sê, maar hoekom doen jy dit? Jy moet 'n ander mindset kry. Dan noem hy hierso van, hy sê, daar vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Hy sê, dis 'n dankoffer wat jy gee. Dit wat jy doen jy om God te vereer vir wie hy is. Jy doen hom nie 'n guns om dit te doen nie. Jy doen dit uit dankbaarheid uit. Dan gaan hy verder, hy sê, hoor, hy gaan mooi weer sê, eers wat hy sê, offer dank aan God. En betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, jy met my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond? Terwyl jy die tug haat, en my woorde agter jou werp. Hy sê, hoe durf jy van my spreek, en dink jy praat namens my? Hy sê, terwyl die tug haat en my woorde agter jou werp, as jy 'n dief sien, dan geval het jou by hom, en jy is deel, en jou deel is met die egbrekers, jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat en jou broer, die seun van jou moeder, beskimp jy. Hierdie ding het jy gedoen, en sou ek swyg? Dan kyk jy wat sê die Here, jy dink, ek is net soos jy. Weet jy, dis die mense probleem vandag, hulle dink God is net soos ons. Hulle dink God is 'n mens. Hulle dink God redeneer soos 'n mens. God sê, jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf
en dit jou ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog o God vergeters, sodat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Die een wat dank offer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. En die ding wat ek hier wil uitlig is, die mense mentaliteit oor God, wie hy is. Baie mense die mentaliteit, hulle doen 'n guns vir God, deur sy werk te wil doen, deur vir hom te gee, deur kerk toe te kom selfs, om hom te loof en prys. Mense dink hulle doen God 'n guns. Dan sê God, ek het niks van jou nodig nie, man. Alles is myne. Al die goud en silwer is myne. As ek honger het, sê die Here daarna gedeelte, ek hoef dit nie vir jou te sê nie. Jy sorg nie vir my nie. Ek is eintlik die een wat vir jou sorg. Alles behoort aan my. Ek seën jou. Jy doen my nie 'n guns om te dink, jy dink ek is net soos jy dink ek redeneer soos 'n mens. En weet jy wat, daai dink ek gooi mense nogal heeltemal bietjie van 'n trontjie af. En dan kom ons daar so in Eksodus hoofstuk 3. En hier verskyn God aan Moses. En God sê aan Moses, hy verskyn aan hom in die brandende bos, en hy gee hom hierdie opdrag om vir hom te sê, ek het die jammerklagte van die volk gehoor, gaan verlos hulle uit Egipte land uit. En ons gaan optel al vanaf Eksodus 3 vanaf vers 1, en ons gaan daar lees tot vers 6 en dan weer vers 13 en 14. Eksodus 3 vers 1, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoolvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. En toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Dan tel ons op daar in vers 13 en 14. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en dan hulle sê die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Wat is God se naam? Ek is. Ek is. Vanaand wil ek bietjie met ons gesels oor 'n baie ernstige ding. En ek dink ek gaan 'n bietjie ek gaan dalk die perdekar omgooi vir party mense. Maar ek wil 'n bietjie vanaand praat oor dinge wat God nooit beloof het nie. Dinge wat God nooit beloof het nie. En die eerste prentjie wat ons hieruit kry, sommer daar van Psalms af, kry ons hierdie idee dat die mense glo, in vandag se tyd baie mense glo in 'n God wat hulle self geskep het. 'n God wat hulle self vir hulle self aan mekaar gelas het. Nie die God van die Bybel nie. Dit is waar God kom en sê, jy dink ek is net soos jy. Jy dink ek redeneer soos jy. Maleagi sê, ek is nie 'n mens soos jy nie. My verstand is ver bo jou verstand. En hier kom hy by Moses, en Moses vra, Here, wat is die naam? En hy sê, ek is wat ek is. Ek is God. En baie mense vandag het 'n illusie van God. En hou vas aan dinge wat hulle
wat hulle dink hulle God vir hulle beloof het. Maar dis nie die God van die Bybel nie. Dis nie die ek is nie. En hier kan ons iets van God sien toe hy aan Moses verskyn het. Weet jy wat is interessant? Voordat hy nog enige iets aan Moses gesê het, verduidelik het, of 'n opdrag vir hom gegee het, het hy eers vir hom gesê wie hy is. Ek is. En God het dit baie duidelik vir hom gemaak. Kyk, ek pas my nie aan by menslike idees nie. Ek is. Ek is heilig. Ek is almagtig. Ek is anders. Ek is nie soos wat mense dink ek is nie. En baie mense sê vandag, en ek het dit al baie keer gehoor, kry baie hiermee te doen. Nou die dag het ek 'n boodskap ook gesien van 'n persoon wat dit gepost het op social media. Toe dink ek so by myself, jy mis die punt heeltemal. Baie mense sê vandag, en ek het al baie gehoor, ek het my geloof verloor. Ek glo nie meer in God nie. Ek glo nie meer daar is 'n God nie. Want God het my nie geantwoord soos ek hom gevra het nie. God het nie gedoen wat ek vir hom gebid het nie. God het nie geantwoord soos wat ek het wou gehad het nie. Ek het gebid en daar was niks. Ek het gesoek, maar ek het nie gevind nie. Ek glo nie meer in God nie. Maar kom ons wees nou eerlik. As ons nou eerlik aan hulle bietjie dieper ingaan oor waarom hulle so sê, dan sal ons agterkom, hulle het nie God verloor nie. Hulle het net hulle idee van God en wie God is en wie God moet wees, het hulle verloor, hulle idee. Hulle het die idee wie hulle gedink het God is. Net soos wat hy gesê daar in Psalms. Julle dink ek is net soos julle. En baie mense, as ons bietjie gaan kyk na waarom hulle sê ek glo nie meer in God nie, want hy het my nie geantwoord soos wat ek wou gehad het nie. Hulle idee wie hulle gedink het God moet wees, en hoe God is, en wat hy moet doen, kan ons agterkom, dit was hulle opinie, was hulle idee. Dit was 'n God wat hulle self vir hulle self geskep het, maar dis nie die God van die Bybel nie. Dis nie die ek is nie. Jy sien, want die God wat hulle gesoek het, is 'n God wat alles laat uitwerk. Is 'n God wat altyd siekte en wat altyd siekte en seer kry en ongelukke en ongemak keer. Dis 'n God wat sorg dat niemand gaan seer maak nie. Dis 'n God wat nie gaan toelaat dat enigiets verwoes gaan word nie. Dis 'n God wat gaan keer dat niemand doodgemaak gaan word nie. Ekskuus, dis 'n God wat net gee en gee en gee en gee. Dis 'n God wat net bless. Dis net bless, voor tot agter. Dis 'n God wat net probleme uitsorteer. Dis 'n God wat vir jou gaan gee, net wat jy begeer, net wat jy wil hê. Dis 'n God wat alles goedkeur wat jy doen. Dis 'n God wat altyd vir hulle veg. Ander partye altyd veroordeel. Altyd die ander party sal straf. Wat altyd net aan jou kant is. Ongeag wat jy gedoen het of gesê het. Ongeag wie jy is en wat jy verkeerd gedoen het, hy is altyd die ander party wat hy gaan straf, wat hy gaan bykom. Jy sien, dis die mensgemaakte idee van God, wie hy is.
waar God kom en hy sê, jy dink ek is net soos jy. Jy dink ek redeneer soos jy. Jy dink ek tree op soos jy. En dan sê die mense, ek glo nie meer in God nie. Want hy het my nie geantwoord. Nee, weet jy wat? God laat hom nie voorskryf deur jou idee van hom nie. Hoor my wat ek sê. God laat hom nie voorskryf deur jou idee van hom nie. Hy verskyn aan Moses en hy sê, ek is wat ek is. Ek is die heilige. Ek is die almagtige. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan my. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is. Jy sien, wanneer die lewe swaar raak, wanneer dinge dan nie meer lekker regkom nie, wanneer gebeure dan nie beantwoord word soos mense dan hoop nie, dan raak mense kwaad vir God. Hulle stap weg van die Here af. En meerderheid van daai kere, meeste van daai kere, ek wil sê amper al daai kere, is omdat die mense idee van God verkeerd is. En ons moet eintlik 'n baie belangrike vraag vra. Het God jou werklik in die steek gelaat? Of het jy dalk iets van hom verwag wat hy in die eerste plek nooit aan jou beloof het nie? En daai is 'n harde pil om te sluk. En dis waar ek van praat. Dinge wat God nooit beloof het nie. Want daar is dinge wat baie mense aan vashou wat God nooit beloof het nie. En die waarheid is dit, God is nie wie ons dink hy moet wees nie. Hy is wie hy is. Weet jy, ek gaan nou 'n bietjie baie kras raak met wat ek sê, maar ek gaan dit reguit sê, want dit is die enigste manier hoe ek dit kan sê, is dat die mense te mentaliteit dat God geplaas is daar vir hulle, as ek dit so kan sê. Terwyl alles eintlik vir God, oor God, tot God gaan. Het baie mense die mentaliteit dat God is daar geplaas vir hulle. En dat God, ek wil eintlik sê, God is nie geskep nie, God bestaan vir alle tye af, hy het nie 'n begin en 'n einde nie, maar mense het die mentaliteit, ek gaan dit nou sê soos wat ek dit menslik gesproke gaan sê. Mense het die mentaliteit, God is geskep vir hulle. As julle verstaan wat ek bedoel. Hulle het nie mentaliteit of verstaan dat ons is geskep vir God nie. En God is nie 'n geskape wese nie, hy het nie ontstaan nie, hy het nie 'n begin en einde nie. Hy is. Waar kom God vandaan? Hy is. Hy is die begin, hy is die einde, hy is. Hy het nie 'n begin en 'n einde nie. Ek en jy het 'n begin en 'n einde. Ek en jy is geskape wese. God is. Dis ver hoor as 'n mens se verstand ooit kan verstaan. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê die volgende, ek gaan sommer vir julle lees. Jesaja 55 vers 8 en 9, hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Eintlik sê die Here hierso, moenie probeer dink soos ek nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Moenie probeer redeneer soos ek nie, jy gaan dit nie reg kry nie, want ek is nie soos jy nie. Weet jy wat is die probleem in die moderne Christendom vandag? Baie Christene praat namens God en besluit namens God dinge. En spreek dinge namens God. Hoe dinge moet wees, gaan wees. En ek het al baie keer gehoor. Ek sien dit baie, dis wat ek gesê het op social media, sien ek hierdie goed baie. Dan dink ek vir myself, ja, jy praat asof jy God is. Jy praat asof die situasie in jou hand is. Jy praat asof jy die een is
wat die autoriteit het, wat God is, wat die besluit kan neem. Jy praat asof dit jy is wat die skepper is. Wat die mag van lewe en dood in die hande het. Jy praat asof jy die een is wat besluit. En weet jy wat, ek dink baie Christene moet van hulle troontjies afklim en weer voor hulle aangesig voor God neerval en hom erken wie hy is, dat hy is die groot ek is, en dat hulle moet besef, maar luister hierso, ek is geskep vir God, tot God, vir sy koninkryk. Jy sien, ware geloof begin nie by my verwagtings van God nie. Ware geloof begin by God se waarheid, wie hy is. Dis ware geloof. As jy kan vashou en vertrou wie hy is. Nie wie jy dink hy is nie. Mense het 'n verwagting van God, wat hy nooit daar gestel het nie. Weet julle wat, daar's meer as 8000 beloftes in die Bybel, eintlik baie meer. Party redeneer 9000, daar's so baie, ek weet nie, as iemand vir my vra gaan half my al die beloftes, ek kan nie, ek is eerlik met jou, ek kan nie. Daar's te veel. Iemand moet eendag 'n bietjie die tyd vat en al die beloftes van God gaan uithaal vir ons, maar ek dink nie jy gaan in jou lewenstyd klaar kry nie. Daar's oor die 8000 beloftes van die woord, in die woord van die Here, waar God gesê het, ek is. Maar daar is sekere dinge wat hy nooit beloof het nie. En kom ons kyk 'n paar dinge. Dinge wat God nooit beloof het nie. Nommer 1. Een van die dinge wat mense redeneer is, as ek reg leef, sal niks slegs met my gebeur nie. Sien, as ek moes in my hartjie en die hele lewe vir die Here gee, en ek gaan ons 'n kerk toe en ek doen alles reg. En ek gee my 10de en ek gaan getrou kerk toe en ek bid en ek lees Bybel en ek groei elke dag en groei elke dag, groei elke dag. Niks slegs gaan ooit met my gebeur nie. Wel, God het dit nooit beloof in die woord nie. Anders sal weer sê, wel, as ek genoeg bid, dan sal God my beskerm teen al die swaar kry. As ek genoeg iets doen, sal die Here my beskerm teen al die swaar kry en die ellende en die pes. Of, mense het ook hierdie mentaliteit, as dinge verkeerd gaan in hulle lewe, ja, dan moes ek iets verkeerd gedoen het. Want God straf my nou. God straf jou nie op die oomblik nie. Waarvoor het Jesus aan die kruis gesterf? Om vrede te sluit tussen jou en God. Die oordeel van God kom nog, die straf van God kom nog. God tugtig wel. God tugtig wel. As jou kind stout is, wat maak jy met hom? God tugtig wel, hy straf jou nie. Daar is 'n verskil tussen straf en tugtiging. Weet jy wat is die verskil? As jou kind stout was en jy straf hom, weet jy wat is dit? Jy slaan hom sonder, jy wil hom vermink. Dan is dit oor die kop, oor die rug, hier in die rug, en jy kry letterlik 'n pak. Het ek nie vir jou gesê? Dis straf. Tugtig is, luister gou mooi, wat het jy verkeerd gedoen? Was dit reg wat jy gedoen het? Wat is die regte manier om dit te doen? OK, kom, bak. Moet dit nie weer doen nie. Dis tugtig, dis die straf nie. Mense het die manier om te dink God straf hulle. God loop nie rond met 'n rottang om jou uit te haal nie. God tugtig wie hy lief het. As jy droog gemaak het, gaan jy op die vingers tik en gaan jy sê, hey, kom terug. Die doel van tugtig is om jy terug te bring na hom toe. Nie om jy bang te maak vir hom nie. Hy wil hê jy moet 'n les daaruit leer. En dis presies hoe dit met Job gegaan het. Jy moet 'n bietjie die boek van Job gaan lees.
In Job 1 kom die duiwel by die Here en hy sê vir die Here, eintlik die Here sê vir die duiwel, het jy gelet my knegt Job? Die duiwel sê, ja, maar vat sy goed weg. Hy gaan een nie gesig seën. Die Here sê, jy kan alles aan hom doen, jy mag my doodmaak nie. Hy vat al sy goed. Job bly getrou. Die Here sê, ja, die duiwel kom by hom en hy sê, ja, maar vat sy kinders. Die Here sê, jy mag alles aan hom doen, jy mag my doodmaak nie. Job se kinders gaan dood. Job bly getrou. Later van tyd, tot Job se vriende het gekom. Vir hom gesê, Job, weet jy hoe gebeur al die slegte by jou? So omdat jy gesondig het, jy iets verkeerd gedoen. Jy moet gaan regmaak by die Here. Hulle was verkeerd, Job het vir sy vriende gebid. En dis waar die Here Job se lot verander het. Toe hy vir sy vriende gebid het. Hulle sê, maak die saak wat... Okay, Job het 'n totale wanpersepsie gehad. Hy het gedink dis God wat hom straf. Hy was onder die indruk dat dit God was wat hom straf. En jy lees dit daar so reg deur van, jy gaan eintlik lees van Job se vriende. Ek meen met sulke vriende het jy nie vyande nodig nie, maar van Job 4 af tot Job 25 lees jy van sy vriende, wat vir hom die hele tyd sê, en hom kataza. En nou Job bly getrou. Nou in Job 1, maak sommer jou Bybel geoop aan Job 1. Ek wil net ons gaan 2 versies lees daar, of 3 versies gelees daar. Job het gedink, is die Here wat ons straf, hy het dit gesien, maar hier vers 4, daar in hoofstuk 40, toe verskyn die Here aan Job, en Job sien en God begin, julle moet eintlik Job 40 van Job 40 af gaan lees, waar God vir Job 'n klomp vrae vra, waar God vir Job wys wie hy is, en Job eintlik tot die werklike besef kom, maar joh, ek het 'n wanpersepsie gehad van wie God was. En dan Job 42 het dit bely, hy sê, Here, voorheen het ek net van U gehoor, nou het ek U gesien, en ek herroep, ek herroep my woorde wat ek gespreek het, Here, en ek sit in berou en sak en as, want ek sien wie U werklik is. Maar aan Job 1, daar vers 20 tot 22, hy sê, toe staan Job op en skeer sy mantel, ons net daar dat ek kon vertel, dat sy kinders is dood. Toe staan Job op en skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Kyk wat het ek gedoen, die oomblik toe hy hoor, dat al sy kinders dood is. Hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. Hy het God aanbid. Hy het nie God blameer nie. Here, waarom, hoekom, vir wat? Waar was U, Here? En hy het gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Bedoelende van, ek het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Ek het eintlik niks verloor nie, Here. Want ek het niks ingebring nie. Ja, al is my kinders dood, al het ek al my goed verloor, ek het niks in die eerste plek ingebring nie. So ek het eintlik niks verloor nie. En dan sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. En dan sê hy daar so, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimds toegeskrywe nie. Hy het niks ongeruimds aan God toegeskrywe nie. Hy het terwyl hy gesê, die Here het gegee, die Here gegee, maar nou weet ons hierso, wie het dit geneem? Die duiwel. En nou kom Job daarso, in hoofstuk 42, gou vir ou Job gaan kry daarso. Daai heel laaste hoofstuk van Job, daai Job 42. Hy sê so, die Here het gegee, die Here het geneem. Nou het ek in my moeder se skoot gekom, nou gaan ek weer daar terug. Hy kom daar so, en hy sê, die Here het gegee, die Here het geneem, onthou nou, wie het sy kinders geneem? Wie het al die goed weggevat van hom af? Wie het hom so met swere gestraf? Die duiwel. En hy het gedink as die Here, hy het gesê, hy het gedink as God wat hom straf, maar hy het God nie geblameer daaroor nie. Hy het niks aan die Here ongeruims toegeskrywe nie. Dit kom basies daarop neer. Job het daai mentaliteit gehad van, hy is God. Hy kan doen wat hy wil. As dit sy wil vir my is, dan moet hy dit doen. Dan is ek vergenoeg daarmee. Die Here gegee, die Here het geneem, sê hy. Nou kom in hoofstuk 42,
Nadat, julle moet al van hoofstuk 40 af, moet julle dit gaan lees. Hoe God aan hom verskyn het. Maar kom daar so in vers 42, in hoofstuk 42, daar in vers 5. Kyk wat sê hy. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en af. Hy het berou gehad, hy sê, Here, ek herroep, Dawid het gesê, die Here het gegee, die Here het geneem. Ek herroep dit. Want het was nie u wat het geneem het nie. Hier het vir my gegee, maar is nie u wat het geneem het nie. Ek gedink is u. Ek herroep, ek het berou dat ek het gesê het. Hy het berou gehad. Skryf ons in ons begrafnisbriefies. Dit die Here behaag om weg te neem Pietie Kosie Sannie van Klaasen. As jy van het, dan was dit per toeval. Dan gelees, het die Here dit regtig, behaag dit regtig die Here, dat mense sterwe? Jy sê wat ek sê, mense het 'n wanpersepsie van God, gaan daar die boek van Esegiel toe. Ek gaan vir julle iets wys. Gaan na Esegiel 3 toe. In Esegiel 3 gee die Here die waarskuwing. Waar hy sê dan 18, dan sê kan die goddelose sê, jy sal seker sterwe. En jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose van sy goddelose weg te waarsku hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as hy regverdig kom om van sy geregtigheid afkeer en onreg doen en ek het 'n struikelblok vir hom gooi, dan sal hy sterwe omdat jy hom nie gewaarsku het nie, en so gaan hy aan, so sal hy deur sy sonde sterwe, en so gaan hy aan. Nou gaan nou verder aan, nou hoofstuk 18 toe. So hier sê die Here, hy praat van die goddelose wat sterwe, in sy sonde. Die Here het gegee, en die Here het geneem, met die Here behaag, om hierdie persoon weg te vat. Die Here sê, luister hier, as jy in sonde wandel, die loon van die sonde is die dood. Jy bring dit oor jouself, dit het my nie behaag nie. Jy bring dit oor jouself. Sê ek wat jou kom vat het nie. Kyk in hoofstuk 18. Ons lees 2 gedeeltes daar, vers 23. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Spreek die Here? Nee, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. Kan jy dit sien? Het God enige behaag in die goddelose wat sterwe? In hulle sonde? Het dit hom behaag? Weet jy wat beteken die woord behaag? Plesier gegee. Het God plesier gegee om die sondaar aan sy sonde nou te kom haal? God sê, ek het geen behaag. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Nie liewer daarom dat hy hom bekeer het van sy weë en lewe nie? Dan kom hy in vers 32. Hy sê, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here. Bekeer julle dan in lewe. Verkeer hou mense vas aan dinge wat God nooit gesê het nie. Net soos Job, maar hy het niks in, hy het swaar gekry, nie omdat hy ongehoorsaam was nie, was die duiwel wat hom aangeval het. Maar ten spyte daarvan het hy getrou gebly. Maar weet jy wat, God het nooit vir Job beloof, dat hy veilig is, gevrywaar is van daardie aanvalle nie, van die aanslag van die vyand nie. Hy het nooit vir hom beloof dat hy nooit iets gaan verloor nie. Maar omdat Job getrou was, en hy het vasgehou, sê die Bybel vir ons, het God die einde van Job geseën meer as in die begin. En weet jy wat, net so met my en jou as gelowiges, God het nooit vir my en vir jou beloof, dat ons nooit siek sal word nie. Mense het die mentaliteit, as jy 'n kind van die Here is, jy sal nooit siek word nie. Geen plaag sal jou tref nie. Die Here het jou nooit beloof, jy gaan nie hartseer hê nie. Die Here het jou nooit beloof, dat jy verlies gaan hê nie. Die Here het jou nooit beloof dat jy gaan verloor nie.
nie gaan verloor nie. Die Here het jou nooit beloof dat jy nooit swaar sal kry nie. Die Here het nooit beloof dat gehoorsaamheid 'n maklike lewe bring nie. Inteendeel, die teenoorgestelde het Jesus gesê, as jy my volg, sal jy vervolg word. Jy sien, wanneer ons dink hy het beloof wat hy nie beloof het nie, en ons daai mentaliteit oor God het, wie hy is, wie hy nie werklik is nie, dan gebeur hy een van twee dinge. Die eerste ding is, of ons voel skuldig en dink ons geloof is te klein en God het ons gefaal, of ons raak kwaad vir God en ons kom in aggressie teen God, en in rebellie teen die Here, en ons blameer hom vir alles. Weet jy wat, geloof, ek weet nie hoe moet ek dit nou eintlik sê nie, maar geloof is nie 'n onderhandelings of 'n ruilhandelingsbesigheid nie. Waar ek met God kan onderhandel oor dinge nie. Here, ek sal vir u dit doen as u dit vir my doen. Dis nie hoe dit werk nie. Here, ek sal vir u dit gee as u dit vir my gee. Dis nie hoe dit werk nie. Geloof is 'n vertroue, 'n vaste vertroue in God, dat hy is. Selfs wanneer ons nie verstaan wat gebeur in ons lewens nie. Geloof is om te vertrou, al maak die lewe die sin nie. Al het ons seer, al het ons pyn, al het ons verlies, al het ons hartseer, al kry ons swaar, om deur dit alles nog steeds God raak te sien vir wie hy is en aan hom vas te hou. Dis wat geloof is. Jy weet, en God se beloftes lyk nie altyd soos ons dink nie. God hou sy beloftes. God sê, ek kan nie lieg nie. Hy hou altyd sy beloftes. Maar hy doen dit nie altyd soos ons dit sou doen nie. Hy antwoord dit nie altyd soos wat ons dit geantwoord wil hê nie. Kyk na Abraham. Daar so, ek gaan dit sommer vir julle lees in Genesis 21, daar vers 1 en 2. Die Here het Sara besoek soos hy beloof het en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Jy sien, God het vir Abraham 'n belofte gegee, ek sal vir jou 'n seun gee, ek sal vir jou nageslag gee. Hy het dit beloof. Maar Abraham moes 25 jaar wag. Abraham het ongeduldig geraak en wat het hy gemaak? Hy het 'n klein Ismaeltjie gaan maak. En vandag sit ons met die Ismael probleem. Daar in die Midde-Ooste, wat mense bom en allerlei goeders. Ons sit met daai probleem. Omdat Abraham nie kon wag nie. God het nie vir Abraham gesê dit gaan gou wees, hy het vir hom die belofte gegee. Maar hy het nie vir hom gesê dit gaan gou gebeur nie, hy het vir hom gesê wanneer dit gaan gebeur, hy het nie gesê dit gaan gebeur. En weet jy wat, selfs Jesus het vir ons gesê dat geloof nie maklik gaan wees nie. Matteus 16, daar in vers 24 tot 26, kan dit ook vir jou sommer lees. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, en elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Want wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Jy sien, as jy Jesus volg, dit beteken nie is 'n maklike pad nie. Beteken jy moet hom vertrou. Selfs al gaan dit hoe moeilik. Ek meen, kyk na Paulus van alle mense. Ek meen, Paulus skryf 3/4 van ons Nuwe Testament. Ek meen, daai was nou 'n man van God. Ek sê enige in die hemel, ek 'n bietjie met Paulus te gesit en gesels, hoor. Ons sal lekker gesprekke hê, ek en hy. Maar weet jy wat? Kyk ons na Paulus se lewe. Ek meen, dit was mos nou 'n man wat die Here mos so beskerm het, en ek meen, hy het 3/4 van ons Bybel geskryf. Ek meen, ja, Paulus was mos nou Madotta jong,
Hy het die swaar gekry, hy sou nie siek geword het nie, hy sou mos nie, want die Here sou mos nou, want as dit mos is wat mense se mentaliteit oor God is, kyk, dan was Paulus mos nou beskerm, en hy was mos nou opgepas, en hy was mos nou ryk, en hy was mos nou gesond, en hy was mos nou alles, né? Baie gou na 2 Korintiërs 11 toe, in jou Bybel, 2 Korintiërs hoofstuk 11. Jy sien, mense het 'n wanverstaan van wie God is. Want mense glo goed wat God nooit beloof het nie. En soos ek gesê het, Paulus, 3/4 van ons Nuwe Testament geskryf. Ek meen, jong, hierdie man, hy was mos Madotta, jong. Hy was mos die man, hy het reg geleef, ja, hy het alles, ja, hy het bietjie fokus in sy lewe gehad, toe hy die Christene wat doodgemaak het, maar ja, wel, hy is mos vergewe deur Jesus. So hierdie man was okay, kyk, die Here moes mos nou vir hom, volgens die mense mentaliteit vandag, as hy mos alles gedoen wat reg was, as hy alles tot die Bybel geskryf het, as hy met die Gees vervul was, as hy alles goed, hy sou mos nooit siek geword het nie, hy sou mos nooit tekort gehad, hy moes ryk gewees het, hy moes gesond gewees het, hy hoef nie swaarte gekry het nie. Wat skryf Paulus dan in 2 Korintiërs 11? Daar vanaf vers 23. 2 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot en met vers 33. Kyk wat skryf Paulus. Ek meen, die apostel Paulus wat 3/4 van ons Nuwe Testament geskryf het. Hoor wat skryf Paulus. Hy praat oor die apostels en sê, is hulle dienaars van Christus. Ek praat in uitsinnigheid. Ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat. Hy sê, ek het nog meer vir die Here gewerk as al hierdie ander apostels. Ek ben Paulus het die evangelie aan die wêreld gaan verkondig, dat ek en jy dit vandag kan hê. Hy sê so in arbeid, in oorvloedigheid, hy sê in slaap, kyk wat het hy gekry, bo die maat, in gevangeneskappe, baie meer, in doodsgevare, dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1 na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, bedoel hy was daar in die see. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare van in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al hierdie gemeentes. Hy sê, wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie? As daar geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. Die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, geseën tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. In Damaskus het die gouverneur van koning Aretas, die stad van die Damaskeners, laat bewaak om my te vang. En ek is in 'n mandjie deur die venster in die muur neergelaat en het aan sy hande ontkom. En kyk waardeur het hy gegaan. En hy het 3/4 van ons Bybel geskryf in die Nuwe Testament. Dis 'n man van God, Heilige Gees vervuld. Hy het ons alles geleer van die woord van die kruis. Hy het die openbaring van die kruis ontvang. Paulus. Hy was nie Foxterrier nie, hy was Alsatian, die ou man. Kyk hoe hy het gehad. Maar jy sien ons met die mense mentaliteit vandag. As Paulus daai mentaliteit gehad het wat die mens vandag van God moes hê, wonder ek hoe ver sou die evangelie dan getravel het. Hoe ver sou die evangelie dan gegaan het? Ek beloof jou, dit sou nie baie ver gekom het nie. As Paulus moes redeneer soos die mens vandag oor God, hy het dit beslis nie maklik gehad nie. Want weet jy wat, het Paulus ook besef, dat God se beloftes gaan meer oor wie ons word in God, in Christus. Hoe ons God vertrou vir wie hy is. Hy het meer besef, daar's meer waarde in wat ewig is, as wat die hier en nou is wat ons nou bou. Hy het besef om God groot te maak in sy lewe, is belangriker as enigiets anders. Meer belangriker as gemak, as sukses, as status. En weet jy wat, hierdie verkeerde idees van God wat mense het, maak baie mense seer.
Hulle maak hulle geloof seer. Nie omdat God verkeerd was nie, nie omdat God iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat hulle 'n verkeerde verwagting van God het. Hulle het 'n verkeerde mentaliteit van God, wie hy is. Ek meen, selfs koning Saul is 'n goeie voorbeeld daarvan. Ek gaan nie nou daarop ingaan. Jy kan 'n bietjie huiswerk kry, 1 Samuel, dan 1 Samuel 13 kan jy 'n bietjie gaan lees, van koning Saul, waar hy 'n offer moes gebring het. Hy moes gewag het vir die profeet Samuel, om die offer te bring. God het 'n spesifieke ding gehad, 'n spesifieke manier gehad, hoe dinge gedoen moet word op God se manier. En Saul het ongeduldig geraak, toe Samuel nie gekom het nie, en Saul het die saak in sy eie hande geneem, en hy het die offers gebring. En weet jy wat, dit is buite God se wil. En wat het gebeur? Dit het sy koningskap gekos. Want God het vir hom gesê, daar's 'n sekere manier, maar Saul het gedink God moet op 'n sekere manier antwoord. God moet op 'n sekere manier werk. En toe God dit nie doen nie, toe neem Saul self oor. En wat gebeur? En wanneer jy God probeer dwing om volgens jou menslike planne te werk, wil ek vir jou nou sê, gaan jou geloof iets wees wat gaan breek. So, ek wil eintlik vir jou sê, daai seer wat mense kry, dit kom nie as gevolg van God se ontrouheid, of God se onwilligheid om ons te help nie. Dit kom net van 'n verkeerde idee en verstaan, wat God moet doen, en wie hy is, en hoe hy werk. Maar weet jy wat, daar is dinge wat God wel beloof vir ons, in die woord. Daar is baie, meer as 8000 beloftes. Baie beloftes wat die Here vir ons gee. Alhoewel die Here nie vir ons 'n lewe sonder enige swaar kry beloof nie, gee hy vir ons die belofte, hy sal in daai swaar kry saam met ons wees. Hy sal ons nie begewe en verlaat nie. Hy sal ons nie alleen los nie. Jy sien, Dawid het dit verstaan. Hy skryf dit in Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Hy sê, wanneer, of ek deur 'n dal sal gaan, of hy sê, al gaan ek deur 'n dal, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, want U stok, U staf vertroos my. Jesaja 41, jy moet vir hierdie in jou Bybel gaan merk. Jesaja 41, daar vanaf vers 10. Gaan vir jou kans gee om daar oop te maak, Jesaja 41. Ek wil hê jy moet hierdie gaan merk in jou Bybel. Jesaja 41 vers 10 tot 13 sê hy, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, hulle sal nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Hy sê vir jou, moenie bevrees wees nie. Hy staan die pad saam met jou stap. Jy sien selfs Paulus daar in 2 Korintiërs, julle vind nie so te belang, ek gaan sommer vir julle lees, maar in 2 Korintiërs 18, het Paulus ook daar geskryf, en hy leer iets vir ons 'n les wat baie belangrik is. Paulus het ook iets deurgegaan, daar in 2 Korintiërs 12, vers 8 tot en met vers 10, hy sê, hier het ek die Here 3 maal gebid, dat hy vir my sou wyk, want hy sê, hy het 'n doring in die vlees gehad. Nou, ons weet nie wat daar die doring in die vlees was nie. Hy sê, en ek het die Here 3 maal gebid, dat hy vir my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dan sê hy, baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, so die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, en in node, en vervolging en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Jy sien, hy het een ding besef.
Juis wanneer dit my swaar gaan, juis wanneer ek in stryd is, juis wanneer ek in daarin, dis wanneer ek sterk is. Hoekom? Want dan is God aan my sy. Dis wanneer God oorneem. Ek hoef nie te vrees nie. Jy sien, ek dink ek en jy moet weer gaan kyk wat die Bybel regtig sê wie God is. En ons moet wegkom van die menslike interpretasie wie die mens dink God is. En jy kan eerlik met God wees oor jou teleurstelling. As jy in jou geloofslewe daai teleurstelling beleef het. Jy kan jou hart met die Here oopmaak. Jy kan vir hom sê, Here, ek het 'n verkeerde verwagting gehad. Maar Here, laat my toe om te leer wie U werklik is. Laat ek U sien wie U werklik is. Want weet jy wat kom doen die duiwel? Hy sit 'n blinde voor jou oor dat jy nie kan sien wie God is nie. Jy sien, God verskyn aan Moses, hy sê, ek is. Wie is God in jou lewe? Jy sien, ek en jy moet leer om te wag, sonder om God te probeer forceer. Ek en jy moet leer om God te vertrou, om te antwoord op die regte tyd. Jy sien, dis 'n ding wat Jesus hulle ook geleer het met Lazarus. Toe Lazarus gesterf het. Even when he's 4 days late, he's still on time. Jy sien, ek dink ons moet leer om God te vertrou vir wie hy is. En nie vir wat ons wil hê van hom nie. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, jy hoef nie hierdie pad alleen te stap nie. Dis hoekom God vir ons boeties en sissies in die geloof gegee het en gesê het, as jy swak is, ek bid saam met jou, ek stap 'n pad saam met jou. Vertrou die Here. Al verstaan ons nie sy planne nie. Weet jy wat God is? Ek is. Hy sê nie ek is die God wat vir jou alles maklik maak nie. Hy sê ek is. Ek is wat ek is. En my genade is vir jou genoeg. Hy is getrou, hy is naby jou, hy is sterk, hy is alwetend, hy is almagtig, hy is alomteenwoordig. Weet jy wat? Ek het nie genoeg woorde om te beskryf wie is hy nie. Hy is jou voorsiener, hy is jou geneeser, hy is jou badier, hy is jou beskermer, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is jou redder, hy is jou verlosser, hy is die een wat jou optel, hy is die een wat jou versterk, hy is die een wat jou optel. Hy is die een wat jou raak sien. Hy is. Ek wil baie mense sê vandag, jy hoef nie jou geloof weg te gooi, as dinge nie vir jou uitwerk soos wat jy gehoop het dit gaan uitwerk nie. Ek dink dat jy met jou verkeerde idee of verstaan van God verander. God is nie minder goed as wat jy gedink het nie. God is nie een wat minder omgee oor jou as dinge nie gebeur soos wat dit gebeur het nie. Inteendeel, God is meer as wat jy ooit sal kan verstaan van hom. En weet jy wat die Here verwag nie, jy moet alles van hom verstaan en snap en weet nie. Al wat God wil hê jy moet doen is, vertrou my. Vertrou my net. Die moeilikste ding wat daar is, as 'n lewe uitmekaar uitval, situasies uitmekaar uitval, vertrou my net. Ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Ek is die skaduwee aan jou regterhand. Ek is al wat jy nodig het. Ek wil vir jou sê, as jy op 'n plek in jou lewe kom, waar God al is, wat jy het om aan vas te hou, is dit die perfekte plek om te wees. Want dis waar jy gaan sien wie hy is.
Jy sien, toe Moses hulle uit Egipte land gaan uitlei het God vir hulle gewys wie hy is. Toe hulle daar voor die Rooi See kom staan, en daar geen weg is nie, het God vir hulle gewys wie hy is. Hulle kon nêrens heen meer gaan, hulle het geen meer ander hoop gehad nie. En elke keer op daai punt, is waar God gekom het, gesê het, ek is. Ek wil afsluit met Hebreërs hoofstuk 11 vers 6, een vers. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want, hoor nou, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is, van hom die wat hom soek. Hoor mooi, sonder geloof, wat is geloof? 'n Vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Die situasie maak nie sens nie, verstaan dit nie, ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie. Maar ek weet een ding, ek vertrou die Here. Die saak is in sy hand. Sonder geloof, vaste vertroue, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy sien, hy is 'n beloner van die wie hom soek, as die ek is. Ek weet dit maak dalk nie sens wat ek sê nie, maar gaan dink 'n bietjie oor daai ene. Hy is 'n beloner aan die wat hom soek, as die ek is. Ek gaan dit weer sê, hy is 'n beloner van die wat hom soek, as die groot ek is wat ek is. Amen. Miskien het God dalk dinge in jou lewe dalk nie geantwoord of gedoen soos wat jy gedink het nie. Miskien het jy daar die teleurstellings gehad. Vra regtig vir jou eerlikwaar jouself, het God regtig dit beloof wat ek van hom verwag het? Of wat het God vir my beloof? Hy is nie 'n mens wat redeneer soos ek en jy nie. Hy dink nie soos ek en jy nie. Hy is. En die oomblik wanneer ek en jy kan besef dat hy is, wil ek vir jou sê, ewe skielik kan kom die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan oor my, en ek weet, Lord, you've got this. Ek kan nie, maar u het. Ek kan nie, maar u het reeds. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie waar nie. Maar u het reeds. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. 'n Bewys van die dinge wat ek nie sien nie. I don't know how, but you've got this. You've got this, Lord. Wie sal ek sê het hulle gestuur? Ek is wat ek is. Ek is God. Amen. Ons lê daar, Vader. Baie dankie vanaand vir hierdie woord. En ek wil bid, Heilige Gees, dat U hierdie woord vir ons sal oopbreek, dit sal lewend maak in ons harte, sal rema maak. Ek wil bid, dat hierdie woord sal sin maak vir mense, en dat mense se wanverstaan van wie God is, sal reghelp. Dat ons God sal aanbid vir wie hy is. Hy is. Dat ons God sal soek vir wie hy is. Hom sal aanbid vir wie hy is. Hy is God. Here, dat ons mensgemaakte illusies oor God, dat ons dit sal afbreek. Dat ons geloof en vertroue plaas in U hande, Here, want U is. Here, maak hierdie woord vir ons oop, maak hierdie woord vir ons lewend, en Heilige Gees, wees U die naprediker van hierdie woord vanaand. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.